Lyk baie mooi so. Cool banana. Die feit was, is my nou so by Anel Marie Besuidenheid, waar sy besig is om die bome te rek hier in ons hoofpad af by die palmbome. Nou, as ons nou nie by Elim is, die middag nie, waar is ons dan Anel en Betel? So ons stel daai woorde te rek. Man, ek is besig om 'n pad te stap met borskanker. En daar's heel wat mense in die gemeenskap. Ek het vriendinne verloor hierdie jaar met kanker wat gesprei het en ook daar's nuwe diagnoses in ons gemeenskap. Maar ek glo altyd waar daar lewe is daar hoop. En vir my simboliseer die kleur pink lewe. Ek dink dit is die heel eerste kleur wat ek gesien het. Want as jy jou oë toemaak, dan lyk dit mos maar of die wêreld so half pinkerig is. Vandaar met pink bril. Ek wil vir mense hoop gee en vir hulle laat onthou daar's meer as net kanker in die lewe. Daar's ouetjies wat tans besig is met behandeling in ons gemeenskap en hulle put baie genot uit my bome hier. Baie van hulle kom in die middag laat ingery vanaf die kloof af. En verlede jaar het ek probeer 100 bome te rek. Was al 'n logistieke uitdaging. Ek was alleen. En een middag laat was ek so gedemotiveerd, wind het gewaai en ag man, ek was net nie op 'n lekker plek nie. En iemand het my gevra om die bome by die munisipale kantore te gaan draai. En ek het gery en ek was so bietjie opstandig, maar ek het dit toe nou gedoen en ek het nou ekstra linte ingehang. En daardie aand, seker so 7:30, toe kry ek 'n boodskap van iemand af wat sê sy was vandag by onkologie in George vir haar eerste chemo. En sy sien nie meer vakansie, sy het op pad terug en sy het nie vir haar suster wou sê nie, maar sy het verskriklik sleg gevoel en sy het gedink sy gaan nie hierdie storie oorleef nie en sy gaan nou vanaand vir haar sussie sê hulle moet nie voortgaan met die behandeling nie. Maar die Here moet vir haar boodskap stuur. En toe sy inry in die dorp, hulle was by die polisiestasie 'n verklaring kom maak, onkologie juis om te wys haar se adresverandering. En toe sy inry, sien sy die pink bome en sy sien die bome voor die gemeenskapsentrum. Toe dink sy, maar weet jy wat, as dit nie 'n boodskap is. En vandag is sy in missie en sy het haar behandeling geslaag en sy's een van my groot ondersteuningsinstansies wat baie goed daar en inteendeel verwag sy op daar. So, waar daar lewe is daar arbeid. Nou, van my kant af kan ek net sê, die boodskap wat ek bly is, dat die kleur pink spreek vir genesing. En dan sê die woord ook vir ons dat Yahweh Nissi, Jesus die manier oor ons is. En ons doen nie net sommer omdat dit gedoen word nie, ons doen dit bidden. En so weet ons ook dat elkeen wat die pink kleur sien, wat die wind sien, hoe dit met die lappe wapper, dan weet ons ook, wind spreek ook van verandering, wind spreek van die lewe, as die wind waai op die skade word, stimule verder alles, en dat dit vir elke besigheid ook iets is wat ons julle wil by betrek, maar ek gaan nou van jou gou, so sê ek. Ja, weet jy, absoluut. Ek het juist palmbome gekies, maar palmbome symboliseer vir my ook 'n vorm van hoop. Ons praat ons van palmboom wat aandui in die woestyn dat daar 'n fontein is. En palmbome is vir my 'n teken van lewe. En ek daag elke besigheid die stilwaai uit om my te kontak. Die bome wat nie gerep is tans nie, ek het nog genoeg materiaal, al die ander bome kan geborg word. Ek poog om geld te samel vir mammogramme vir nog vrouens. Ons het 30 gratis mammogramme weggedeel verlede week. En ons was binne 20 ure was ons vol bespreek. Daar was 'n baie groot behoefte in die gemeenskap. En ek dink ek gaan mak vir 60 bome volgende jaar. So ek moet R60,000 insamel. Dit was sy. Maar die plan is om enige donasie wat ek tans ontvang, gaan ek inbetaal aan die diensverskaffer aan Radiant. En ek sal bewys van inbetaling verskaf aan die persone wat aan my dan nou 'n skenking maak. En ons gaan poog om bietjie iets in die kitty te sit vir daai vrouens wat nie gehelp kon geword het hierdie week nie vir die volgende besoek van die mammogramkliniek aan Stilbaai in samewerking met Suster Katgoos. Daar sy. Ja, besighede ons wil amper sê sagtens in pink gehul, daag ons julle uit. Betrokke by hierdie plek.
Nou daar as jy betrokke raak by hierdie projek en jy doen 'n betaling, kan jy ook net sowel op daardie bonstaat van jou skryf, ek het lewer geskep. Fantasties. Baie dankie. Dankie vir julle meelewing. Dankie vir ons papie.